Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Paulus sê in Filippense 4 vers 6 en 7, Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Hierdie gedeelte is seker die gedeelte wat die meeste aangehaal word vir diegene wat sukkel met bekommernis en angs. Daar is egter iets wat uitstaan in hierdie gedeelte. Let op die woord danksegging in vers 6. Paulus sê dat danksegging deel moet wees van ons gebedslewe. Dit laat 'n mens dink oor gebed en spesifiek oor hoe ons gewoonlik bid wanneer 'n mens bekommerd en angstig is. As 'n mens danksegging uit gebed uithaal, klink ons gebede eintlik baie soos angs. Dan klink dit iets soos, Here, moet asseblief nie dat dit of dat gebeur nie. Of Here, laat asseblief hierdie of daardie saak in 'n spesifieke rigting gaan. Dankbaarheid aan die ander kant klink iets soos, Here, dankie dat U my al soveel keer deur moeilike tye gehelp het. Dankie dat ek kan weet dat U my hierdeur ook sal dra. Dankie dat U weë altyd beter is, selfs al kan ek dit nie nou sien nie. Kan jy sien watter groot verskil dankbaarheid maak in selfs ons gebede? Navorsing wys dat die menslike brein nie gelyktydig op angs en dankbaarheid kan reageer nie. Dit is of die een of die ander een. So sonder dankbaarheid skiet 'n mens se angs die hoogtes in. Dankbaarheid herinner ons ook aan wie God is wanneer ons bid. Iets wat ons andersins maklik sou mis. Here, help my om oor niks besorg te wees nie, maar om al my begeertes deur gebed en danksegging aan U bekend te maak. In Jesus naam bid ek dit. Amen.